Goeiemôre familie, dit is so lekker om elkeen van julle hier te hê saam met ons vanoggend. Abel het dit reeds gesê, maar ek vertrou en ek hoop jy het die feesseisoen tot dusver geniet saam met jou familie en as jy nog so 'n bietjie verlof het, ek hoop jy geniet dit. Soos rus uit in hierdie volgende week, want volgende week is 2026. Laat daai gedagte net gou so vinnig by jou gaan lê. Jy is welkom om jou Bybel so lank oop te maak by Lukas hoofstuk 2. Dis waaruit ons gaan lees vanoggend. En terwyl jy jou Bybel oopmaak daar, die skrifte sal ook op die skerms vir jou wees, as jy dalk nie 'n fisiese Bybel by jou het vandag nie. Maar ons het in die week 'n ongelooflike lekker Kersdiens gehad. Dit was lekker om Kersoggend ook saam te spandeer hierso. En ek was by daai diens self gewees en daai oggend, ek was donderdagoggend gewees, toe het ek iets vir die gemeente gesê wat ek graag vanoggend net wil herhaal. En dit is hierdie realiteit dat gewoonlik met hierdie tye in ons kerkkalender, wie weet wanneer iets soos Paasfees kom of Kersfees, jy weet die goed wat ons elke jaar vier, die goed wat ons elke jaar 'n oomblik vat om te onthou wat dit beteken vir ons as gelowiges wat die Here ken, hoe significant dit vir ons is, maar om eerlik te wees, ietsie van hierdie seisoen in 'n kerkkalender, veral vir die wat preek. Okay, ek gaan nou vanoggend so 'n bietjie gou broos wees voor julle, maar dit is eintlik uitdagend as jy preek, want daar is nie 'n nuwe manier om hierdie storie te vertel nie. Dink gou daaraan. Daar is nie nuwe inligting vir ons beskikbaar wat ek vanoggend met jou kan deel rondom Kersfees nie, is ek reg? Julle ken die verhaal van Jesus wat gebore is en omdat ons in 'n ongelooflike plek soos Suid-Afrika groot word, ons ken die verhaal, jy weet van die evangelie. Ons weet hoe die storie gaan. Ons weet hoekom ons hierdie tyd rondom Kers, die Kersseisoen vier. Ek is redelik seker dat dit wat ek vanoggend gaan deel, gaan nie noodwendig nuwe inligting wees vir iemand hier vandag nie, alhoewel. En dis wat ek by ons Kersdiens gedeel het en ek wil dit graag vir jou weer sê vanoggend. Ek het geloof in my hart en ek vertrou saam met jou vir myself en vir ons as 'n gemeente vanoggend, dat iets van die waarheid, iets van die realiteit rondom wat ons vandag deel, uit die woord uit, soos ons eintlik maar standaard elke jaar hierdie tyd doen, ek wil saam met jou in geloof staan vanoggend, dat iets van dit gaan vir jou nuut wees. Dat die Heilige Gees iets nuut van die Vader se liefde vir jou, vir die plan wat hy vir jou lewe het, en vir dit wat op sy hart is vanoggend, wat hy spesiaal met jou wil deel, dat dit vir jou vars gaan voel, dat dit soos nuwe inligting gaan wees, amper soos daai eerste keer. Onthou jy daai eerste keer, wat jy dit gehoor het? Die eerste keer, wat jy beleef het, hierdie is hoe dit voel, om geliefd te wees, deur 'n baie groot God, wat aan my gedink het, en my gemaak het, en 'n plan en 'n doel met my lewe het. Ek vertrou vanoggend, dat iets van vandag, gaan soos dit voel, daai eerste keer. Maar met dit, kom ons lees saam, Lukas hoofstuk 2, dis waaruit ons gaan lees vanoggend. Nou, dis die storie van die Kersverhaal, en as jy nou al ooit so klein bietjie opgelet het uit hierdie hoofstuk uit, daar is absoluut niks. Daar's niks vreedsaam aan die storie van Kersfees nie. Nee, lees gou saam met my en dan gaan ons dit ontdek. Lukas hoofstuk 2. Josef het ook gegaan, hulle was besig met 'n reis. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en die nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde, Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. En terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word, dit praat nou van Jesus, en sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Stop dit gou daar vir 'n oomblik. Josef reis te voet, dis baie belangrik, met 'n hoogswanger vrou. Ek wil net gou daar stop vir 'n oomblik.
Jy moet gou daaraan dink. Ek onthou hierdie tyd verlede jaar was ek ook hoogswanger. Hierdie tyd verlede jaar was ek hoogswanger met ons tweede ene, Michael, hulle is nou by die huis, hulle kom saam vir die tweede diens. En ek onthou die reël in ons huis verlede jaar hierdie tyd was, ek mag nie opstaan nie, okay? Want dis 35 grade Celsius in Bloemfontein. Ons kan nie by die see uitkom nie, want is te veel van 'n risiko, want wat as ek op die N1 moet geboorte skenk? Jy weet. Dit is warm, ek is ongemaklik, dis daai deel van die swangerskap waar jy lyk bietjie meer soos 'n pikkewyn, want jy waggel eintlik net so heen en weer. En die reël in ons huis was, ek staan nie op nie, okay? Ek lê met my voete in die lug en ek bly so gemaklik as moontlik. Nou hierdie storie van Kersfees, die Kersverhaal, gaan daaroor 'n man vat sy verloofde wat hoogswanger is. Sy gee geboorte in hierdie reis. Dit moet vir jou sê, sy was baie swanger. Jy kry bietjie swanger en dan kry jy baie swanger, okay? Sy is baie swanger op die stadium. Van die slim koppe in die wêreld het al so 'n bietjie uitgewerk, maar die reis wat hulle te voet moes neem met 'n donkie, so sy was of besig om te waggel soos 'n pikkewyn, of besig om te sit soos 'n pikkewyn op 'n donkie, wat ook nie baie gemaklik is nie. Maar daai reis sou ongeveer 6 dae vat. 6 dae wat hulle moet loop met 'n hoogswanger vrou, en dis omtrent so 140 km gewees, het hulle geskat. Nou hierdie is daai oomblik oor die Desember vakansie waar die vrou vir die man sê, ek het jou mos gesê. Die wat getroud is, ons het gereeld sulke oomblikke, nê? Ons het so 'n oomblik nou in ons vakansietyd gehad, toe ons gery het, ons het so 'n bietjie van 'n uitdaging met ons kar gehad op die pad, en dis mos nou juist wat jy wil hê, met 2 klein kinders in die kar, tussen die middel van niks en nêrens, en die kar besluit, ekskuus, ek is ook nou met vakansie, ek is nou klaar, en is daai oomblik waar ek ook vir my man sê, ek het jou mos gesê. Niks van hierdie storie is vreedsaam nie. Niks van hierdie storie laat dit klink asof daar rustigheid, vrede, selfs tussen Josef en Maria in hierdie oomblik moes gewees het nie. Sy gee geboorte, nie in gemak in Medikliniek of een of ander sagte bed nie. Sy gee geboorte tussen 'n klomp vuil diere. Dink net gou daaraan. Niks is vreedsaam aan hierdie storie nie. Hy gaan aan om te sê in vers 8, daar was skaapwagters in dieselfde omgewing, wat in die oop veld gebly het, en snags hulle skaaptroppe opgepas het, dis die nagskofwerkers. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn, en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Klink dit soos vrede vir jou? Nee, niks van hierdie is vreedsaam nie. En toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Kyk, daar was 'n rede hoekom die engel moes sê, moenie bang wees nie, want hulle was bang, né? Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid 'n verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees, julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê, tussen 'n klomp vuil diere. Dit klink fantasties. Skielik was daar saam met hierdie engel 'n hemelse menigte, klomp engele wat God loof, en hulle is hard, hulle skree, hulle juig, hulle jubel, hulle sê eer aan God in die hoogste, en wat? Vrede op aarde. Nou, ek gaan eerlik wees, maar elke keer as ek hierdie lees, dan dink ek, julle moet bietjie die vertrek lees, engele, soos hierdie klink nie soos 'n baie vreedsame, vredevolle situasie nie. Julle kom nou net by 'n pasgebore kind aan, jy weet, en 'n mamma is maar broos, jy weet, net as sy geboorte gegee het. Niks van dit is eintlik lekker of mooi of rustig nie. Dis 'n gemors. 2, sy moes dit gedoen het in 'n vuilstal tussen 'n klomp vuil diere. En 3, in die middel van die nag, wanneer die hele wêreld veronderstel is om te slaap, ontplof die lig. Die hemele bars oop, en hierdie asemrowende, skrikwekkende, soos goeters, wat ons nie eintlik eers kan verbeel hoe hulle eintlik lyk nie, want dis nie engele wat met 'n harp speel, dis nie 'n baba aan 'n doek nie, jy weet. As ons lees oor hoe boeke soos Openbaring of die Ou Testament engele beskryf, daar was rede om bang te wees, en hulle word sigbaar ewe skielik, in die middel van die nag, daar's lig, dis hard, dis helder, en ewe skielik kondig hulle af,
vrede vir julle op aarde. Nou daardie woord vrede, dis ietsie wat ek vanoggend saam met jou so bietjie wil uitpak en bietjie dieper indelf, want net soos wat hierdie storie van die Kersverhaal nie vir my baie vreedsaam klink nie, het ek 'n vermoede dat in hierdie auditorium vanoggend saam met my is hier 'n klomp mense of dalk 'n paar mense wat daai selfde emosie het van ek weet ek is veronderstel om hierdie tyd van die jaar, jy weet, vreedsaam te wees, vrede te hê, dit rustig te vat, maar ek voel nie noodwendig so nie. Miskien in hierdie tyd van die jaar beleef jy kwaai spanning in jou verhoudings. Miskien kuier die familie nou al net te lank. Miskien was jy net te lank by die familie. Miskien is daar spanning. Miskien in hierdie tyd van die jaar beleef jy kwaai finansiële druk. Jy is bietjie gestres. Die salarisdatum van Januarie lyk nog en voel baie ver. Bietjie te veel uitgeëet. Nou is jy onseker hoe gaan daai debietorders afgaan? Gaan ons okay wees? Miskien in hierdie tyd van die jaar, veral nou, is jy meer angsbevange oor die gedagte dat volgende week is al 'n volgende jaar. En miskien nou alreeds, is jy klaar besig met daai lysie, wat so hardloop in jou kop, ek moet nog hierdie doen, ek moet hierdie reg kry, volgende jaar is dit en hierdie skool, en daai betaling, en hierdie ding, en die kinders dit, en die ouers dit, en die ma dit, en die pa dit, en my werk dit, en die kar dit, en die huis dit, en die honde dit, en die kat dit. Miskien is daai lysie klaar besig om nou al jou vrede te steel. En jy sit hier net so 'n paar dae na Kersfees en jy dink, yes, ek het die hele jaar uitgesien vir hierdie tyd, want ek is veronderstel om te rus en dit rustig te vat, maar klaar sit ek en my hart klop al hoe vinniger as ek begin dink aan alles wat ek nog moet doen, of moet regkry, of alles wat vir ons wag in die nuwe jaar. En jy beleef nie vrede nie. Miskien herinner hierdie tyd van die jaar jou eintlik net aan dit wat jy nie het nie. Of die mense wat jy nie meer het nie. Iemand wat jy mis. Iemand wat jy verlang. En miskien voel hierdie tyd van die jaar vir jou alles behalwe vreedsaam. As dit jy is vanoggend, baie welkom, jy is in goeie geselskap. Jy is op die regte plek vanoggend. Want ek het geloof dat daar is iets van die Here se vrede wat hy nie net aan jou wil kom openbaar vanoggend nie, maar wat hy vir jou wil gee. Hy wil dit vir jou gee. Nou die Bybelse woord vir vrede is die woord shalom. Nou dit is 'n woord wat jy al 10-1 miskien al van gehoor het as 'n gelowige, maar die woord shalom is soveel dieper as wat ons eintlik kan verstaan. Die woord shalom beteken nie net dat daar is nie konflik nie. Shalom is nie wanneer daar net nie oorlog is nie. Shalom is nie wanneer die twee partye net nie besig is om heiliglik, jy weet, gewelddadig teenoor mekaar te wees nie. Nee, shalom beteken heelheid, volmaaktheid. Dis baie meer as net die afwesigheid van konflik. Shalom beteken dat alles is soos wat dit moet wees. Alles is heel. Alles is volmaak. Alles is presies soos wat dit moet wees, nie 'n kraak in die fondasie, dis 'n muur wat volmaak is, daar's niks fout met dit nie. En wanneer ons praat oor shalom, kyk, ek wou hierdie eintlik later in my preek gesê het, maar kom ek sê dit sommer aan die begin. Ons dink almal soek eintlik net 'n huisie by die see, nê? Eintlik wat almal soek is shalom. Vrede. Jy dink dit wat jy wil hê is 'n verhoging, bevordering, groter kar, mooier kar, groter huis, meer spasie. Eintlik al wat ek en jy regtig soek, as jy verby al daai moet gaan, is 'n stukkie shalom. 'n Stukkie vrede, volmaaktheid, heelheid. In die Ou Testament word die woord shalom baie gebruik. En wanneer dinge in ons lewe buite orde begin funksioneer, dit is waar ek en jy shalom verloor. Dis waar dinge begin verbrokkel. Nou dink net gou vir 'n oomblik daaraan, in die tuin van Eden was daar perfekte shalom. Daar was perfekte
vrede. Adam en Eva het hierdie voorreg gehad om in volmaaktheid, heelheid, ononderbroke geselskap met die Here te kan loop. Kan jy net gou dink hoe moes dit voel? Wanneer dit warm is in die dag en jy gaan stap in daai koel middagbriesie en God homself kom stap saam met jou. Dit is shalom. Dit is daai perfekte, volmaakte vrede waarin Adam en Eva gelewe het en hulle het dit verloor. Die oomblik toe hulle besluit het, hulle gaan rebelleer, hulle gaan teen God se woord gaan, hulle gaan ongehoorsaam wees, dit is waar die hele mensdom, ek en jy insluitend, shalom verloor het. En net een generasie later, toe shalom nie meer deel van ons lewe was nie, toe die perfekte, volmaakte toestand van vrede tussen mens en God nie meer daar is nie. Net een generasie later is daar moord, mense begin lieg, hulle bedrieg mekaar, hulle sit hulle self eerste en dinge gaan woes, baie vinnig. Die mensdom verloor shalom. En eeue voor hierdie, eintlik wil dit vir my voel, nie vreedsame verhaal van Kersfees in Lukas 2, eeue voor dit, is daar 'n profeet met die naam Jesaja, en hy spreek hierdie belofte uit in Jesaja 9, en hy sê, en dis wat ons elke Kersfees lees, né? Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy van alles is op sy skouers, en hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, en wat? Vredevors. Vredevors, die bron, die vors van shalom. En vir die uitbreiding van sy heerskappy en vir vrede sonder einde, sal daar nie wees nie. Sien, hierdie is nie nuwe inligting nie, né? Ek is amper baie seker hierdie het jy al gehoor. Maar ek wil saam met jou staan in geloof vanoggend, dat die Heilige Gees iets niets van hierdie vir jou gaan kom openbaar. Want die realiteit wat ek en jy mee moet vrede maak, is dat my shalom, my heelheid, my volmaaktheid, lê nie in 'n huisie by die see nie. Dit lê nie in 'n een keer 'n jaar Desember vakansie nie. Dit lê nie in 'n verhoging nie. Dit lê nie in 'n bevordering by my werk nie. Dit lê nie in perfekte verhoudings in en om my hier eers nie. Die perfekte, volmaakte, heel vrede, shalom wat ek en jy eintlik na smag, kan net in Jesus gevind word. En dis hoekom hy gekom het. Hy het gekom om shalom te herstel. Hy het gekom om daai perfekte nabyheid, daai nabyheid aan hom te kom heel maak, want dit is wat ons verloor het. Nou, soos wat ek gesê het, ons dink eintlik almal soek 'n huisie by die see. Ek hoef jou nie te oortuig vanoggend nie dat eintlik dit wat ek en jy na smag is 'n stukkie vrede. Shalom, heelheid. En ons kyk na baie plekke vir dit. Jy is konstant op soek na daai stukkie vrede, na daai shalom, daai oomblik, daai toestand van heelheid of volmaaktheid. En van ons kyk binne toe, ons kyk inwaarts. Ek werk aan myself. Ek probeer 'n goeie mens wees. Ek probeer 'n morele mens wees. Ek sê elke jaar vir myself, okay, Aiden, hierdie jaar gaan jy meer geduldig wees. Hierdie jaar gaan jy mooier praat met jou man. Hierdie jaar gaan jy mooier, jy weet, en met baie meer geduld met jou kinders praat. Hierdie jaar gaan jy dit reg kry en ek kyk na myself. Ek werk aan myself. Is dit verkeerd? Nee, maar as dit waar ek shalom gaan kry? Nee. Hoekom? Want ons bereik nie eers ons eie standaarde nie, né? Dit is hoekom daai nuwejaars resolutions meeste van die kere 'n groot mislukking is. Want jy self kan nie eers by jou eie standaarde volhou nie. Maar ons kyk inwaarts. Ek dink as ek 'n meer geduldige persoon wees, dan gaan ek shalom hê. As ek 'n meer morele mens is, dan gaan ek daai vrede beleef. As ek kan ophou vloek in die verkeer, yes, dan gaan ek, jy weet, dan het ek daai vrede gehaal. As ek dit kan regkry om nie sleg te dink van my baas of my kollegas nie, yes, dan gaan ek daai shalom beleef. Miskien vir 'n klein rukkie. Tot die 6de Januarie toe. En dan
dan is ons weer op soek na dit. Ek kyk inwaarts, van ons kyk uitwaarts. Ek gaan soek Shalom by die see. Nou mag ons see toe gaan, ja, en ek hoop julle gaan see toe in 'n jaar, en ek hoop dis lekker, en ek hoop julle kyk uit op die strand, en ek hoop jy drink lekker koffie, of tee, of wat ook al jou, jy weet, gelukkig maak. Ek hoop jy sit lekker op die strand, en geniet dit, want dit is 'n oomblik van Shalom. Ja, sure, maar is dit ewige, volmaakte, perfekte heelheid? Nee, want eers gaan jy terug in jou kar klim, op die N1 wees, en in Bloemfontein eindig. Maar van ons kyk uitwaarts. Ek kyk net uit vir die volgende vakansie, die volgende bevordering, die volgende verhoging, die volgende verhouding, die volgende huis, die volgende kar, die volgende dit, die volgende dat. En dit hou vir 'n klein rukkie. En dan as ek my oë uitvee, is dit weer Desember en ek het weer 'n lys van goed wat ek soek, wat ek wil hê, wat ek dink ons nodig het, want miskien in dit kry ek vrede. Miskien in dit ontdek ek Shalom. En dit werk nie. Wat as vir 2026, as jy ophou inwaarts of uitwaarts kyk vir vrede en jy kyk opwaarts, na die bron van Shalom, die bron van vrede, die prins en die koning wat homself noem, ek is die vrede vors, ek is die heelheid en die volmaaktheid wat jy eintlik na smag. Kyk na my, Jesus, want dis hoekom ek gekom het. Ek het gekom sodat jy ophou kan jaag, ek het gekom sodat jy ophou kan probeer presteer, ek het gekom sodat jy ophou kan werk, ek het gekom sodat jy ophou kan strewe na dit wat jy eintlik voor nodig het, want dis in my hand en ek kan dit vir jou gee. Wat as dit jou 2026 storie word? Dat jy uit die bron van vrede leef. Dis hoekom hy gekom het. Nou wanneer ek en jy in verhouding met Jesus leef, 3 dinge gebeur. Ewe skielik beleef ons vrede met God, ons beleef vrede met onsself en ons beleef vrede in ons omstandighede. Vrede met God eerstens, soos wat ek gesê het, want ek en jy is gebore met 'n probleem. Ek en jy is gebore met 'n afstand tussen my en jou, tussen die Here. Ek en jy is gebore met 'n siekte waar ons permanent sonder Shalom leef. Ons is permanent sonder daai vrede waarvoor ons smag. En as gevolg van die evangelie, dit is wat ons vier oor Kerstyd, as gevolg van die geboorte van Christus op aarde, as gevolg van die feit dat hy as 'n mens gekom het, 'n perfekte lewe geleef het, die dood gegaan het wat ek en jy moes sterf, die kwaad van God op homself gevat het vir sonde, omdat hy dit gedoen het, kan ek en jy in vrede met God leef. Soos wat Abel gesê het, ek kan naby kom. Ek hoef nie bang te wees nie. Ek hoef nie van 'n afstand af te leef nie. Ek kan soos 'n kind naby kom aan God. Nou dit beleef ek as 'n ma van 2 kleintjies elke liewe oggend. Nou selfs my kinders gee nie om dat dit vakansie is nie. Hulle is nog steeds 4:30 of 5 wakker, want dis wanneer hulle wekkertjies afgaan. Nou ons oudste Benjamin, hy het die gewoonte dat hy is darem al so 'n bietjie groot genoeg, hy kan sy eie deur oopmaak, klim met sy eie bed uit, kom elke oggend in ons slaapkamer in en dan kom staan hy so langs aan ons bed so. En dan begin hy fluister so in my gesig, gaan kry jy so warm asempie op jou wang, gaan hy so, Mama, jy moet opstaan, Mama, ek wil speel. En elke oggend het ek hierdie oomblik, ek gaan eerlik wees, nie elke oggend nie, maar meeste oggende gelukkig het ek hierdie oomblik waar ek gaan, hy gee nie om hoe vroeg dit is nie, hy weet hy mag kom. Hy weet hy is welkom in ons kamer, en hy weet hy mag my kom wakker maak. Het jy daai tipe vrymoedigheid met jou Vader? Jy mag kom. Jy mag naby wees. Vrede met God, vrede met ons Vader is wat ons beleef wanneer ek in die Shalom leef wat Jesus gebring het. Tweedens, ek het vrede met myself. Ewe skielik gaan die nuwe jaar nie daaroor om myself net te verbeter nie. Dit gaan nie daaroor om myself net meer geduldig te maak, meer moreel te maak, meer vriendelik te maak, jy weet, meer enigiets te maak nie. Ewe skielik aanvaar ek myself vir wie ek is.
Beteken dit ek kan verander? Absoluut ja. Yes, ek kan dalk bietjie meer oefen. Ek kan dalk bietjie meer geduldig wees. Dit sal vir almal goed wees as ek bietjie meer vriendeliker is in die oggende, maar ewe skielik gaan my lewe nie meer daaroor nie. Ewe skielik besef ek, God het my aanvaar vir wie ek is. Ek kan dieselfde doen. Hy hou van my. Daar's 'n glimlag op my Vader se gesig wanneer hy na my kyk en aan my dink en met my praat. Ek kan vrede met myself hê. Hierdie wie God gemaak het is genoeg. Ewe skielik gaan hierdie tyd van die jaar nie meer daaroor hoeveel beter ek kan word teen Januarie nie. Nee. Die pressure is af. Ek kan vrede met myself beleef. Ek kan myself aanvaar. En derdens, ek het vrede in my omstandighede. Jy sien, want jou werk gaan verander. Jou finansiële situasie gaan verander. Die verhoudings in jou lewe gaan verander. Die stad waarin jy leef, waarin jy woon, gaan miskien verander. Alles in jou lewe kan in die volgende jaar radikaal anders lyk as wat dit vandag lyk. En as jy vrede in daai goed gaan soek, gaan jy heeltyd uitgeput wees. As jy shalom in daai goed gaan soek, gaan jy altyd op die agtervoet wees. Jy gaan altyd agter wees. Jy gaan altyd gejaagd wees. Jy gaan altyd moeg wees. Jy gaan altyd moet werk en moet streef na wat ook al volgende is wat vir jou shalom gaan bring. Maar as ek in die shalom van Jesus leef, besef ek kan vrede in my omstandighede hê. Of dit nou in min is en of dit in baie is. Of dit in spanning is of nie in spanning is nie. Ek het vrede met God. Ek het vrede met myself. En ek het vrede in my omstandighede. Wat as jou 2026 nie gaan oor jou nie? Het gaan nie oor jou nie. Het gaan nie oor jou gemak, jou geld, jou besittings. Het gaan nie oor jou huweliksmaat, het gaan nie oor jou kinders nie. Wat as jou 2026 die jaar is wat jy besluit, ek gaan in die vrede vors, die bron van ware shalom leef. Kan jy dink hoe gaan jou verhoudings lyk dan? Kan jy dink hoe gaan jou werk voel dan? Kan jy dink hoe gaan jy redeneer oor jou geld, oor jou tyd, oor jou energie, as dit nie oor jou gaan nie, maar dit gaan oor hom. Ek gaan die worship span vra om my hierbo te join. Ons gaan nou in 'n oomblik net die Here aanbid. As jy vandag vrede nodig het, jy is nie alleen nie. Jy is in baie goeie geselskap. Hoekom? Want die vrede vors, die bron van volmaaktheid, heelheid, is hierso. Nie in hierdie gebou nie, hierdie is maar net 'n gebou, maar hy is hier, want hy is in my en in jou. Ek wil graag saam met jou bid. Kan ek vra dat jy saam met my staan? Ek gaan in 'n oomblik sommer net so saam oor jou bid. En soos wat ek gesê het, ek dink nie iets wat ek vandag gedeel het is noodwendig nuwe inligting vir jou nie, maar ek vertrou en ek wil in geloof staan dat die Heilige Gees is besig om iets nuuts van die vrede en die shalom wat vir jou beskikbaar is, vir jou te kom openbaar in hierdie oomblik. Paulus het geskryf in 2 Tessalonisense 3 vers 16, hy skryf, mag die Here van wat? Shalom. Mag die God van vrede self ten alle tye en op elke manier vir julle vrede gee. Is dit nie net 'n ongelooflike belofte vir my en jou nie? Wat as jy daai belofte vir jou vat? Vir hierdie laaste week van 2025 en as 'n belofte vir jou vir die nuwe jaar. Dat dit wat God vir jou wil gee, is vrede. Dit wat hy vir jou het, is volmaaktheid, heelheid, intimiteit met hom, verhouding met hom, ware
ononderbroke shalom. As jy dit vir jouself wil hê vanoggend, as jy dit oor jou huwelik, of jou gesin, of jou werk, of jou wat ook al, as jy dit wil vat vanoggend as 'n belofte, en in dit wil tree in geloof, in die nuwe jaar, kan ek vra dat jy net jou hande so oopmaak saam met my. Ek gaan dit oor myself ook bid. Ek bid dit oor my eie hart, ek bid dit oor my eie gesin, ek bid dit oor my eie werk, en ek wil hê jy moet dieselfde doen vanoggend. Daai belofte, die God van vrede self, het shalom vir jou beskikbaar. Kom ons bid. Vader, dankie dat hierdie is ons belofte waarin ons kan leef. U het nie net gekom om ons sonde te vergewe nie, maar u het gekom om te herstel en om heel te maak dit wat stikkend was. U het gekom sodat ons nie meer hoef te jaag, nie meer hoef te streef, nie meer hoef te werk. U het gekom om shalom te herstel in my hart. En Vader, ons as 'n gemeente wil in geloof saam staan vir dit vanoggend. Ons spreek shalom oor elke huwelik, elke gesin, elke werk, elke kantoor, elke skool, elke besigheid wat vanoggend hier verteenwoordig word. Ons spreek die shalom van Christus oor ons uit en ons vat dit vir onsself, Here. En ons sê dankie dat dit beskikbaar is. Dankie dat ons kan intree in dit as gevolg van die evangelie, as gevolg van die Kersverhaal, as gevolg van die goeie werk wat u seun aan die kruis kom doen het, is perfekte, volmaakte, ononderbroke verhouding met God beskikbaar vir elkeen van ons. Ons dankie daarvoor vanoggend in Jesus naam. Amen. Kom ons eindig saam en ons aanbid net die Here.